Goeiedag en baie welkom by Tabernadei se aanlyn diens. Kan jy glo hoe vinnig 7 weke verby gegaan het? Ons is vandag by die laaste oor ons reeks oor woorde. Ons het laasweek ons begin praat oor 10 tongsondes en ons het die eerste 5 hanteer, maar kom ons lees net eers weer ons teksgedeelte van die afgelope paar weke. Spreuke 18:21. Die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. So, ons het verlede week gesê, Spreuke se hooftema is wysheid, maar dan is daar subtemas soos geld en morele waardes, maar veral ook jou mond, en hoe dat Salomo hierdie twee met mekaar in verbinding bring, wysheid en woorde. So, ons het laasweek al oor die eerste 5 gepraat, sonde wat ons met ons tong pleeg, en ons gaan vandag die res hanteer, maar kom ons som net gou weer op wat ons laasweek gesê het, terwille van u wat dalk vandag die eerste keer hierna kyk. Ons het die eerste 5, die sonde om te lieg, om onwaarhede te praat, om halwe waarhede te praat, om te oordryf en om nie jou woord te hou nie. Dis leuns wat uit my mond uitkom en is 'n sonde voor die Here. Ons het nommer 2 gesê, dis sonde om verdeeldheid te bring met wat ek praat, om onmin te saai. Nommer 3, dis sonde om te skinder. Moenie die roemers wat jy hoor, al is dit feite, versprei nie, moet nie eers daarna luister nie, laat dit stop by jou. Dis sonde, sê die Bybel. Dis sonde om te laster, het ons in die 4de plek gesê, hierdie verdagmakery, om valse en kwaadwillige stories oor iemand te gaan staan en versprei. En dan het ons ook gesê, dis sonde om stories oor te vertel, iets wat iemand jou mee vertrou het, en dan lap jy hulle geheime uit. So, kom ons praat oor die ander 5 wat op my hart was. Nommer 6, dis sonde om te vloek. Inteendeel, die Bybel noem dit eintlik 'n dodelike sonde. Hierdie is baie meer as net om 'n kras of 'n krie woord te gebruik. Hoor wat sê Paulus? Hy sê in Romeine 3, hulle keel is soos 'n geopende graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van dodelike slange drup van hulle lippe. Ons is veronderstel om mense te seën met ons monde, nie te vervloek nie. Hoekom vervloek jy jou mense, jou huwelik, jou kinders, jou werk, jou kerk, deur goed wat jy sê? Jy moet seën, jy moet lewe spreek. Iets soos die woordjie, en verskoon my dat ek dit op hierdie platform sê, maar die woordjie damn, of die woordjie damn it, my ouma sou my peper in my mond gegooi het as sy my die woorde gesê het, maar dit kom eintlik van die woord condemnation af. Hoekom wil jy condemn? Hoekom wil jy veroordeel? Hoekom wil jy doodspreek? Miskien moet jy daai woordjies uit jou woordeskat uithaal. Psalm 109 sê, hy het daarvan gehou om te vervloek. Laat hy dit nou self ervaar. Ander het hy nooit geseën nie, laat seën vir hom ook ver af wees. Vervloeking was vir hom soos klere, soos water vir sy liggaam, soos olie vir sy beendere. Water en olie meng nie, ons weet dit. Iemand wat vervloek, kan selfs nooit waarlik geseënd wees nie. As jy vervloek, sê die Bybel, is jy ook vervloek. So pas op hoe jy praat oor mense en instansies. Hier's nommer 7. Dis sonde om te laster. Nou die woordjie laster, die Engels praat van blasphemy, dit is om God se naam te gebruik op 'n onheilige en of selfsugtige wyse. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Eksodus 20 sê, moenie die naam van die Here jou God sonder rede gebruik nie. Die Engels praat van don't use it in vain. Die Here sal die een wat sy naam sonder die nodige respek gebruik, nie net so sonder straf laat wegkom nie. So die Engels praat van don't use the Lord's name in vain. Daai in vain kom van vanity, kom van self-serving.
Dis nie net as jy naam van God gebruik as 'n vloekwoord nie. Dis nie hoe Holly dit gebruik om die naam van Jesus en die naam van God te gebruik as 'n uitroepteken of 'n frustrasiewoord of 'n vloekwoord vir iemand nie. Dis dit ook. Maar dis ook as jy sy naam gebruik om te manipuleer, dan's dit ook in vain. Moenie sommer net sê die Here het gesê nie. Ek het al oor jare in die kerk baie daaroor gespot om te sê, ek kan nie glo dat die Here sy mind so vinnig verander nie. Want iemand sal by jou kom en sê, die Here het gesê, ek moet nou dit en dit in die gemeente doen. Net om 'n maand later te sê, die Here sê ek moet nou dit en dit doen. En ons gebruik dit eintlik om mense te manipuleer. Selfs wanneer jy oor iemand 'n woord spreek, pas op dat jy nie sommer net sê die Here het gesê, as dit nie regtig die Here sê nie. Dis ook to use his name in vain. Hier's nommer 8, die sonde om vuil taal te gebruik. Kolossense 3:8 sê, maar nou moet julle ook nog van al die volgende ontslaa raak. Kwaad wees, woedebye, gemeenheid, gevloek. Vuil taal moenie uit julle mond kom nie. Vuil taal wat uit die mond kom eintlik vanuit 'n vuil hart nie. Ons het dit al vroeër in die reeks gesê. As jy sukkel met ander sonde soos welis, kom dit waarskynlik omdat jy na vuil grappe geluister het en vuil grappe oor vertel het. Vuil taal kom omdat jy daarna luister, omdat jy daaroor lag en dit dan self begin doen. Dis vir my so hartseer as jong komediante in Suid-Afrika op die toneel kom en dan lag almal vir hulle. En dan sit iewers asof hulle dink hulle humor raak op, ek moet nou vuil woorde begin gebruik om dit slaag te wees. En dan lag ons vir vuil taal. Kom aan manne, ek praat veral met jou. Wees weer 'n man. Soos Jakobus sê, jou volwassenheid wys in of jy beheer oor jou tong het. Jou manlikheid word nie gewys in die kras woorde wat jy gebruik nie. Dit bewys jou slapheid en jou swakheid. Die oomblik wanneer jy jou tong kan beheer en hoe jy praat met mense en voor mense, dit sê iets van of jy waarlik 'n man van God is en of jy volwasse is. Hier's nommer 9. Dis sonde om omstrede te wees. Goed soos haatspraak, goed soos kwetsende woorde, goed soos kwaadwilligheid en omstredenheid. Spreuke beskryf dit so, hoofstuk 21 vers 9. Dis beter om op 'n hoek van 'n plat dak te bly, as binne in 'n huis saam met 'n vrou wat oor alles stry. Nou, die manne kan dit nou vinnig aanhaal, maar dis waar al twee kante toe. Dis ook waar vir 'n vrou wat in 'n huis bly met 'n man wat oor alles wil stry. Spreuke 26:21 sê, 'n bekleierige mens veroorsaak rusies, net soos gloeiende kole 'n vuur laat opvlam en soos droë hout 'n vuur laat vlam vat. Daar is mense wat net eenvoudig daarvan hou om oor alles te stry, oor alles te beklei. Hulle wil ook altyd die laaste woord hê. Daar's mense wat woorde gebruik om ander te skok en seer te maak. Is jy so iemand? Die Bybel sê dis 'n sonde. Moenie. Hier's die laaste een waaroor ek wil praat. Dis sonde om in ongeloof te praat. Dis ook 'n sonde van jou mond. Hebreërs 3 vers 12 sê, wees dan versigtig broers en susters, maak seker dat daar nie by enige een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof posvat wat julle vervreemd van die lewende God nie. Julle moet mekaar van dag tot dag aanspoor. Ja, solank as wat dit vandag nog bestaan, om te keer dat een van julle deur die verleidelikheid van sonde verhard word. As daar negativiteit in jou hart is, dan praat jy negatief. Dan praat jy ongeloof. Die 12 verspieders kom terug nadat Moses hulle uitgestuur het. En 10 van hulle gee negatiewe verslag. Die Bybel noem negatiewe verslag ongeloof. 2 gee positiewe verslag. Die Bybel noem dit geloof. Maar
Ek dink ek en jy moet onsself accountable maak, verantwoordbaar maak teenoor iemand vir wie jy kan sê wat jy praat. Baie negatiewe en stryerige mense verontskuldig hulle self met die verskoning dat hulle maar net balans bring of net realisties is. Let wel, geloof is nie om die feite te ignoreer nie. Dis om die groter waarheid te bely. Dis nie om die berg nie te sien nie, maar dis eerder om te kyk na die een wat berge kan skuif. Die beloofde land was vol reëse, 9 voet lang. 10 manne sê, die land is vol reëse. 2 manne sê, my God is groter as hierdie reëse. Let wel, God het die reëse daar gesit, sodat niemand die land sonder hom sou kon inneem nie. Om vir sy volk groot en gemaklike huise te gee dalk. Belyn jou mond met jou geloof. Belyn jou woorde met God se woord. Seën, moenie vervloek nie. Wat sê die Heilige Gees vandag en in hierdie reeks van woorde vir jou? Hoe moet jy intentioneel besluit om anders te praat? Met mense, met God, van mense, oor omstandighede? Kom ons belyn onsself. Kom ons sien die groter waarheid. Kom ons praat waarheid. God se waarheid, nie mense se waarheid nie. Kyk hoe dit jou lewe sal verander. Kom ons bid. Vader, vergewe ons dat ons so maklik praat, so vinnig praat, soms in sensasie praat, soms in woede praat, en dan sê ons goed wat seer maak en kwets, en mense seer maak en afkraak en afbreek, terwyl U wil is dat ons in geloof moet praat, en U woord moet praat. Help vir ons om intentioneel in geloof te praat, oor omstandighede, oor mense, en dat ons sal sien hoe dat dit die wêreld rondom ons transformeer. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen.